Hallo julle, dit is donderdagmiddag. Ek wil gou 'n bietjie vir julle, vir die ouens wat die leesprogram doen, so 'n bietjie inligting gee, agtergrondinligting oor die profete. Ons kom nou by die profete. Hulle speel alles in die Bybelboeke wat ons tot nou toe gelees het. Maar dit kan deur mekaar raak. En ek het nogal gedink, ek gaan vir julle meer inligting gee van nou af, oor waar dit inpas en hoe die verloop van die profete loop. Die eerste profeet is Jona. As julle het nou die hele storie gelees en ek dink julle het nogal geniet. Hy is 'n profeet wat uit die suidelike ryk van Israel. Israel is in twee dele. Israel wat bo is en Juda wat onder is, die noordelike deel wat die klompstamme is. Probleemkind van die twee. Hulle is regtig baie meer rebels en lewe eintlik verder van die Here af en het eerste in ballingskap ook gegaan. Julle gaan dit later sien. Die suidelike deel is Israel, Juda, en daar gebeur mooier goed as bo by Israel. Goed, Jona kom uit Juda, uit die gebied van Juda. Die Here stuur vir hom dan na Assirië toe, wat ver bo Israel is, aan die bokant van Israel, noord. Maar hy stel nie belang om te gaan nie, of hy wil nie gaan nie, hy is bang. En op die ouene, as hy toe gaan en die ouens luister na wat hy sê, dan is hy sommer ook kwaad. So is baie emosionele ou. Hy kom uit die suide van Israel uit. Die tweede een wat ons mee te doen gekry het is Amos. Nou, Amos is 'n boer. Nou, ek weet nie, boere is ongelooflike mense. Dis ouens wat naby die grond leef en met 'n ongelooflike geloof lewe. Ek meen, hulle moet pitte en sade in die grond sit en wag en vertrou dat die reën op die regte tyd gaan kom. Daai hele wagtyd, waar daar geen salaris kom nie, hulle is afhanklik van die reën wat kom en van die goeie weersomstandighede, sodat daar die koring of die gars of wat ook al kan groei en dat hulle oes kan maak later. So dis 'n klomp baie sterk geloofsouens. En ons sien dit vandag eintlik ook, dat daar 'n klomp boere is wat op 'n geestelike vlak baie inspraak het in ons lewens. Dit is nogal so. Angus Buchan, dink 'n bietjie daaraan. Hy's 'n boer wat op 'n profeties in ons getyd 'n baie sterk profetiese bediening het. En Amos was in daai tyd presies dieselfde. Hy's 'n boer, maar hy het 'n inspraak. En die Here stuur hom van die suidelike Israel, Juda gedeelte, na die noordelike gedeelte, om daar met Israel te gaan praat. So is ook nie sy eie mense nie, maar hy praat toe nou met Israel. Julle het nou die verhaal amper, dink ek, deurgelees in hierdie tyd. Ja, ons is nou by die derde profeet wat ons doen, en die derde profeet is Jesaja, en Jesaja is een van die groot profete. Julle gaan sien, Jesaja is een van die grootste boeke. By verre die meeste Nuwe Testamentiese verwysings uit die profete kom uit Jesaja. Jesaja is aangehaal deur almal wat in die Nuwe Testament geskryf het. So dis 'n baie groot, sterk en kragtige boek. En die boek strek oor 'n hele klomp dekades. Dit gaan nie net oor 'n tydjie, 'n jaar of 2 of sê nou maar 10 jaar nie. Hier gaan 'n etlike dekades. En dit gaan deur baie sterk verwikkelinge in die land. Die eerste 39 hoofstukke skryf Jesaja voordat die land tot 'n val kom, dat Jerusalem val en dat hulle weggevoer word in ballingskap na Babilonië toe. So dit is voor dit. En dan die tweede gedeelte van hoofstuk 40 af na 66 toe is dan na die tyd geskryf. En daar's nou ouens wat sê nie, is eintlik in 3 gedeeltes, want die heel laaste gedeelte is eintlik geskryf as hulle nou al weer terug is in die ballinge, weer terug is in Israel. So daar's 'n baie klomp menings daaroor. Daar's ook menings oor dat dit 3 auteure was wat alles in een bundel gemaak is. Dat dit Jesaja
is eintlik so 'n soort van die redakteur of genoemd as die skrywer, maar daar's ander skrywers. Ek is nie doodseker of dit die geval is nie, maar dat daar wel 2 dele is. Dat hy in 2 dele uitval. Dis presies so. Dat die terminologie wat gebruik word in die eerste en die tweede deel ook van mekaar verskil. Dit is ook, ja, dis waar. Die woordeskat wat hy gebruik in die tweede deel is baie anders. Maar as jy daaraan dink, hy het 'n totale ander storie gehad om te vertel. Die eerste deel was baie waarskuwend geweest. Die tweede gedeelte was baie meer vertroostend geweest en opbouend geweest. So die taal gaan verskil. Ek persoonlik dink, een skrywer in 2 dele, dalk 3, maar dis een skrywer, en Jesaja is die een skrywer. Interessante goedjies wat hy noem. Julle sal onthou in die begin, het hy gesê, en dit is toe ou Jesaja net geroep is, en hy's nog jong ouetjie. Hy's in die laat 10, 20er jare. So hy's nog 'n jong ouetjie, en hy noem daar, ek is eintlik 'n ou wat maar vuil praat. My lippe is onrein. En die hele belewenis wat hy gesien het van 'n engel wat 'n kool, 'n gloeiende kool op sy lippe kom druk. En baie sê nee, dit was sommer net 'n voorbeeld wat hy genoem het, of 'n tipe van 'n beeld wat hy gesien het, maar in baie ander bronne is daar waar daar gepraat word van Jesaja en sy gebrande lippe, wat sê dat hierdie ding het regtig met hom gebeur, dat 'n engel met 'n kool sy lippe aangeraak het om sy lippe te heilig, en het gebrand het, en dat hy met 'n letsel die res van sy lewe geleef het. Interessante storie, nee. Maar goed, dis 'n lang storie. Baie interessant ook, die Bybel is 66 boeke, Jesaja is 66 boeke. 39 van die boeke is Ou Testamentiese boeke. 39 hoofstukke van Jesaja gaan oor die voorafgedeelte, amper die eerste verbond, en dan die ander 27 boeke, hoofstukke, soos wat die 27 boeke van die Nuwe Testament, kom dit baie ooreen met die Nuwe Testament, wat praat oor die Nuwe Testamentiese beloftes. Daar's 'n man, daar's iemand wat gaan kom, wat sy lewe gaan gee, en die sondes van die volk wegneem, wat gaan lig bring. So dis nog 'n interessante verdeling. Die ouens wat dit verdeel het, ek weet nie of hulle dit doelbewus gedoen het nie, maar dit is nog 'n interessante verdeling van Jesaja. Goed, nou as jy Jesaja gaan lees, dink dit vanuit hierdie perspektief. Jesaja wil vir hierdie ouens, hy profeteer in Juda self, nie in Israel nie, dis in Juda, hy kom van Juda en hy profeteer daar ook. Interessant van Juda, Amos was 'n boer gewees. Jesaja kom uit die politieke omgewing. Sy oupa was koning Joas van Juda. So hy's gebore in die paleis, in royalty eintlik, het baie sterk geleerdheid as gevolg daarvan, kon skryf en kon lees, en was vertroud, en was obvious nou ryk ook, hy is welgestel ten minste, en het direkte inspraak in konings se lewe, in die nuwe konings wat gekom het, hy sou hulle geken het, wat dit eintlik vir hom baie makliker gemaak het aan die een kant, om 'n woord vir hulle te bring, en eintlik op hulle vlak te wees, om 'n woord van die Here af te bring, maar wat dit baie moeiliker gemaak het, want nou kom hy met 'n politieke agtergrond, en hy kom gee 'n geestelike boodskap, en ouens was nie altyd so lekker daaroor gewees, rondom die politiek nie. Hulle wil vir hom eintlik sê, weet jy, hou jou by jou geestelike goedetjies, praat met ons oor die plan van die Here, maar politieke goedjies, dis nie op jou terrein nie. En dis presies hoekom die Here hom op daardie vlak gesit het, dat hy vanuit 'n politieke agtergrond kon kom, en waarskuwings kon gee, dat die geestelike verval het 'n direkte invloed op die politieke omstandighede. Dis wat hy wou sê. En die hele ding het waar geword. En die hele verband van die eerste en tweede deel van Jesaja sê eintlik hierdie mooi ding. Ek het vir julle gesê, sê Jesaja, ek het vir julle gesê, julle geestelike goeders gaan 'n impak hê op die politiek en die omstandighede in die land, en kyk nou, dit het gebeur. Die woord van die Here is waar.
So dis 'n ja, baie mooi as jy dit vanuit daai perspektief lees, eintlik 'n baie mooi sterker verhaal. Nou goed, dis genoeg vir nou. Ons gaan later weer gaan ek vir julle weer so ietsie gee om vir julle 'n bietjie agtergrond te gee. Ek sal vir julle geskrewe goedjies gee of ten minste 'n uiteensetting van al die profete so mettertyd en in waar hulle praat en met watter konings hulle te doen gehad het. Maar sover geniet die leesprogram, geniet die profete ook en hoor wat die woord van die Here is in ons tyd vir vandag vir ons ook. Lekker lees.